naam bo alle name. Het is nie per toeval dat jy vandag hier is nie. Hier is vandag vir jou baie beslis 'n boodskap. Somtyds gee die Here vir ons 'n boodskap in die vorm van melk, veral as daar nuutgebore Christene is, daar buite wat tot redding kom. Vandag se boodskap is daar nou nie net melk nie. Vir sommige sal dit 'n heerlike vars stuk steak wees. So vandag se boodskap is vir mense wat al op die gevorderde pad is in die geloof. Ek dink ons almal verstaan, of veronderstel om te verstaan wat die weg na saligheid is en waaroor dit alles gaan. So as jy nou vandag se boodskap hoor, sien dit nou, soos wat Paulus gesê het, sommige van ons moes al almal leermeesters gewees het. Jy kry mense wat 30, 40, 50 jaar in die geloof net melk drink, waar hulle al ten minste 'n lekker bord steak moes geëet het. So vandag wil ek vir u vra, stel jouself oop, so die Gees vir jou werk. Jy moet asseblief nie uithardloop, as ons nou vandag deur die preek gaan nie, want dit lei na 'n antwoord toe. Onthou, ons is die draers van goeie nuus. Ons is nie die draers van slegte nuus nie. Ons is die draers van die evangelie van Christus wat vir ons die antwoord gee. So as ons nou vandag se preek deurgaan, en ons lig 'n paar goed uit, vra ek asseblief, wag, die antwoord kom, die oplossing kom. Die antwoord gaan vir jou geopenbaar word, deur die woord wat die Here self geïnspireer het. So moet nou nie bekommerd wees vandag as jy nou dink, joh, ek het nou nie gedink, dit is nou verkeerd, of dit is nou verkeerd nie. Wag tot die antwoord kom. En as dit Vader se wil is, dan sal ons die antwoord gee volgende week. Maar kom ons begin, en jy almal het seker nou al die storie gehoor van hierdie ou oomie, en dis nou maar net 'n opgemaakte storie, en miskien het jy al die opgemaakte storie gehoor, van die ou oomie wat so in die gang afloop, in sy huis op die vloerplanke, maar hy was nou al redelik oud, en dan elke keer as hy nou verby 'n spieël loop, dan sê hy nou vir homself, joh, jy lyk goed, ou maat. En dan loop hy verder. En so het hy dit elke dag gesê en gesê, joh, nee, kyk, jy lyk nou goed, ou maat. Vandag lyk jy ekstra goed. En dit het hy nou vir homself gesê, tot een dag wat die ou tannie nou gesê het, nee, sy moet nou iets sê, daaromtrent. En terwyl hy nog so eendag so verby in die gang loop, en hy loop so verby die spieël en sê, nee, ja, maat, vandag lyk jy dan maar baie goed. Sê die tannie vir hom, my liewe man, ek het 'n oplossing vir jou. Kom ons koop eerder en liewer 'n ander spieël. En hy vra nog verbaas vir haar, my vrou, wat bedoel jy nou? Hy sê, want daardie ding waarna jy kyk is nie 'n spieël nie, dis 'n kiekie van jou toe ek verlief geraak het op jou. So dit is nie 'n spieël hoe jy nou lyk nie. Jy het eendag so gelyk. So dit net so ter inleiding, en dis presies wat ons vandag gaan doen. Ons gaan vandag so 'n bietjie in 'n spieël kyk. En ek wil vandag met u praat oor iets wat elke een van ons raak in ons lewe. Maak nie saak op watter vlak jy is van die samelewing, waar jou adres is, wat jou grade is, wat jou titels is, of wat dit nie is. Ons gaan vandag met jou gesels oor iets wat almal van ons, ek wil amper sê, daagliks baie diep raak. En ek dink die meeste van ons, en dan sit ek myself eerste, kan ons vereenselwig met dit wat ek wil sê. Dis iets wat ons soms, miskien in die meeste gevalle, wakker maak in die aand, is daai stem van 'n skuldgevoel. Daai skuldgevoel van jou. En nou praat ons nie noodwendig van die gees wat vir jou reg help nie, ons praat van natuurlik, jy het skuldgevoel. Onthou, die Satan kla ons aan, en hy vertel vir jou van hoe sleg jy is, en wat jy alles verkeerd doen. Iets heeltemal anders is die oortuiging van die gees. Ons praat oor van daai negatiewe ding.
En jy hoor hierdie woorde in jou kop en jy sê, ek is nie goed genoeg. I'm just not good enough. Ek het weer 'n keer geval en ek het weer 'n keer gestruikel. Nou kom ons agter, ons is nie so oulik soos wat ons dink ons is. In my lewe, maande sonder taal in die besigheid wêreld, as ek maandag op kantoor gekom het, dan sit ek en sê ek, ek het daar maar nou 'n bietjie hard op my kinders gewees of op my vrou gewees. Dan sit jy met daai skuldgevoel, terwyl jy weet dit was nou miskien nodig. Maar dan kom die vyand in jou eie gedagtes en so is daar baie van ons wat soms sit met hierdie stem van skuldgevoel, negatief nou, soos die Satan jou aankla. Aan die ander kant van die muntstuk vergelyk ons met ander mense. Almal vergelyk ons mos soms met ander mense. Ek is daarom nie so sleg soos daai ou nie, of daai vrou nie. Of ten minste skinder ek nie so baie soos daai ou nie. Maar die waarheid is, die goddelike waarheid is, so seker as wat die Here lewe, God meet ons nie aan mekaar nie. Maar God meet ons aan sy volmaakte wet, wat hy vir ons opgeteken het. Ons gaan vandag bietjie gesels oor die wet. En dit wat ek vir julle gesê het, vandag se tema is baie beslis nie vir jong Christene wat net tot bekering gekom het nie, en vir sommige dalk, maar dis bietjie gevorder, dis bietjie 'n gevorderde geestelike vlak. Maar kom ons buig eers ons hoofde en ons vra die Here om vir onsself die boodskap te bring. Here, as ons vanoggend saam vergader, Here, as medegelowiges in Christus, Here, en ons staan voor U volgens die wet wat vir ons opgeteken is, dan is elkeen van ons so skuldig, Here. En ons kom vanoggend, Here, en ons herken en ons bely, Here, ons verdien niks. Vader, dit wat U vir ons gee deur Jesus Christus is net genade. En sonder die genade, Here, verdien ons niks meer as die swaal rekende poel van vuur, Here. En daarom wil ons vir U kom dankie sê, dat U vanoggend met ons sal praat uit die woord uit, en vir ons die rigting sal aanwys, en dat ons sal verstaan, wat is die plan, Here, wat U met elkeen van ons het, en wat is die plan wat U met die mensdom het, en ek vra U, kom maak ons harte oop, Here. Laat U woord vanoggend, Here, soos 'n spieël vir ons wees, dat ons sal sien, nie soos ons self mekaar sien nie, of self onsself sien, maar soos wat U vir ons sien. Mag die woord vanoggend vir ons 'n spieël wees, om vir ons te reflekteer hoe U ons sien, as ons na die wet kyk, Here. Die Ou Testamentiese wet wat daar opgeteken is. En dankie, Here, dat ons kan weet, Here, dat daar ook 'n antwoord is, en dat ons ook 'n antwoord van U ontvang het, deur die alwetende kennis, Here. Ek vra U, Here, dat U vanoggend asseblief vir enige trots wat ons in ons hart mag hê, sal wegvat en sal wegbreek, Here, en ons sal vul, Here, met dankbaarheid, en dankbaarheid, Here, van die kruis van Jesus, wat vir ons al hierdie goed kom wegvat, Here, en dat ons 'n nuwe mens is, in die wonderlike naam van Jesus, en met danksegging. Amen. Ons gaan vanoggend lees 'n skrifgedeelte, en ek dink die meeste van ons het groot geword in kerke, waar hierdie nie mooi verstaan is nie. Maar ons gaan vandag bietjie weer kyk in Eksodus 20. Eksodus 20, en jy is welkom om my Bybel oop te maak. En ons gaan kyk na die bekende gedeelte van die 10 gebooie. Ek weet nie, is daar enigiemand dalk vandag wat nog nooit van die 10 gebooie gehoor het nie? Kan ek net sien? So ons almal het al op een of ander stadium in 'n mindere of meerdere mate al gehoor van die 10 gebooie. So ons gaan vandag die 10 gebooie lees, en dan gaan ons bietjie daaroor gesels, en ek gaan vir jou wys dat ons nie so oulik is nie. Wanneer ons nou voor daai spieël staan, gaan ons nou nie vanoggend sien hoe mooi en oulik ons is nie, ons gaan sien hoe skuldig ons is, as ons meet aan die woord van die wet wat opgeteken is in die Torah, met ander woorde die eerste 5 boeke van die Bybel. Gaan ons sien hoe skuldig ons is, en dat ons nie so mooi is en so oulik is soos wat ons dink nie, maar dat ons, as ons met die wet vergelyk of meet, ons geheel en al skuldig is.
En dan natuurlik sal ons dit vat wat die antwoord is. Kom ons lees saam Eksodus, 'n baie bekende gedeelte, Eksodus 20 vanaf die eerste versie tot en met die 7de versie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawerhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan 1000 wat van my, vir die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al die werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou dienstmaag, of jou vee, of jou vreemdeling, of wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy dienstmaag, of enige, of sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Kom ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. En hierdie is die baie bekende 10 gebooie, soos wat die meeste van ons groot geword het en baie bekend is. Daar is eintlik geen bekendstelling nodig aan hierdie gedeelte nie. Ek dink die meeste van ons, en veral die ouer mense, kan heel waarskynlik hierdie gedeelte in jou eie woorde eintlik uit jou kop uit sê. Nou wil ek vir julle sê, die 10 gebooie is nie net 'n stel reëls nie. Daar's 'n openbaring van God se heiligheid in hierdie wet wat ons gelees het. Soos ons gesê het, soos 'n spieël waarin ons nou kyk as ons na hierdie 10 gebooie kyk. En elkeen van ons sien iets anderster en nou wil ons die Here vra om vir ons te wys dat dit nie so mooi is nie, maar hoe gebroke ek en u is. Want die woord sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. So kom ons praat bietjie oor hierdie gebooie. Het jy geweet dat daar in die Torah, of die Pentateeg, of die eerste 5 boeke, ook bekend is die boeke van Moses, is daar 613 wette opgeteken. 613. Sommige van hulle is nogals, ek wil sê in mensetaal, vandag se terme, onmoontlik om eintlik na te kom. So die wet van Moses, so dit ook bekend staan, is daar van hierdie 613 wette, of gebooie soos wat jy sien, is daar 365 wette, wat jy nie mag doen nie. En dan is daar 248 dinge, wat jy wel kan doen. So dit raak nou 'n bietjie, dit raak nou nie meer so maklik nie, dit raak nou so 'n bietjie moeilik. En weet jy wat? As jy een van hulle sou verbreek, dan is jy skuldig aan almal van hulle. Al het jy net aan een verbreek, is jy so skuldig soos wat kan wees. Want Jakobus 2 vers 10 sê vir ons, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel,
is aan almal skuldig. Nou wil ek jy gedagtes bietjie laat gaan, om te sê, almal te onderhou, en as ons dit sou kon onderhou, wil ek sommer nou vir jy sê, dan het Jesus Christus verniet gekom. As jy die hemel kan ingaan om die wet te onderhou, soos wat dit opgeteken is, waarvoor het Jesus dan gekom? Maar dit is deel van die antwoord wat kom. So laat ek dit so stel. Gestel, jy kan 9 van hierdie 10 gebooie wat ons gelees het onderhou. En dan die 10de gebod wat ons gelees het, jy mag nie begeer nie. Kom ons sê, jy struikel net een keer daaraan, dan is dit so goed, jy het moord gepleeg. Volgens die woord, is dit so goed, jy steel, al het jy nog nooit in jou lewe gesteel. En dan is dit so goed, jy aanbid 'n afgod. Dis wat die woord sê. So as jy in een gestryk het, is jy in alles skuldig. So kom ons kyk gou 'n bietjie na die wet wat ons nou gelees het, die Nuwe Testament. En jy kan nou maar vir jouself bietjie die spieël voor jou hou. En ek gaan vandag jou gedagtes net aan die gang laat sit oor hierdie 10 gebooie wat ons nou gelees het. Ek gaan vir jou wys dat in elk geval daar nie eers een is wat ons kan onderhou. Al dink jy so. Wat staan nog om almal te onderhou? As jy nou nog teruggaan, onthou die 10 gebooie is net 'n deel van die 613. So dis eintlik menslik gesproke onmoontlik. Maar kom ons kyk, kom ons gesels gou 'n bietjie. Nou wil ek jy kan rustig net luister. Ons vertrou dat die opname daar is. En laat jou gedagtes gaan. Ek gaan net 'n paar goedjies sê as 'n beginpunt vir 'n gesprekbuis vir die 10 gebooie. Kom ons kyk bietjie na die 10 gebooie. Die eerste gebod is, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ons het dit gelees. Die eerste van die 10 gebooie. Maar ek wil vir jou sê, hoeveel keer het jy al jou werk? Of self jouself? Of selfs jou godsdiens bo God gestel? En hoeveel keer het daar ander goed al God se plek in jou lewe ingevat? En as ons na hierdie spieël kyk dan, kan ons mos sê dat daar baie ander gode in elkeen van ons lewe is. En hierdie is nou nie om vinger te wys nie, ek sê vir in elkeen van ons se lewe. Ons begin net met die eerste gebod. Ek gaan vir jou nou 'n paar voorbeelde gee. En ek gaan vir jy sê, ons struikel almal net in hierdie eerste een. Sekere vorms, sekere maniere struikel ons almal. Sommige van ons struikel tot 10 tot 30 keer per dag. Selfs net, het jy geweet? Nou moet jy nou ligtelik wees en oop wees. Die sak is 'n pakkie 10 of 'n pakkie 30. Elke keer as jy een van daai wit gifpyltjies aansteek, aanbid jy God Dagon. Want as jy weet waar kom rook vandaan, dit is 'n rookgod wat opgegaan het vir God Dagon. Kom ons gaan aan. God Bacchus. Want dan wat is 'n afgod? Dis iets wat jy tussen jou en God stel. So enigiets kan 'n afgod word. Ek gee maar net voorbeelde. Jy self kan jou eie afgod word. Wat van 'n god van Bacchus? As jy nie weet wat Bacchus nie, doen jy navorsing. God van sterk drank. Spesifiek as jy dronk word van dit, dan aanbid jy 'n god Bacchus. Sommige buig meer, ander buig minder vir hierdie god. Maar kom ons kyk na iets bietjie meer algemeen. En as ek nou praat van die goed, beteken ek nie daar's fout met geld nie. Ek praat van the love of money is the root of all evil. Wat van die god van geld? Mammon. En moenie dink dat net ryk mense hierdie god aanbid nie. Jy kry 'n tannie wat net R50 oor het. Dis al wat sy het en sy hou so vas aan daai geld en sy aanbid God Mammon. So moenie dit meet aan mense se rykdomme nie, want as jy vat 'n ou soos Job het baie gehad en hy het baie beslis dit nie gedoen nie. So is daar baie gode in elkeen van ons se lewe. Onthou nou wat ek sê, hierdie spieël voor ons. As jy nou vandag vir jouself eerlik wil wees en voor God moet eerlik wees, is daar beslis
'n hele paar gode wat ons aanbid. En dit is enigiets wat ons tyd steel by God. TV-god, selfoon-god, god van tegnologie. So kan jy aangaan en die lys is uiteindelik nie einde nie. So ek gaan vir jou sê, verseker, elkeen van ons wat hier sit, het gestruikel aan in hierdie eerste gebod van, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Kom ons kyk na die tweede gebod. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie. Nou gaan jy vir my sê, joh, gelukkig het ek nog nooit 'n stuk hout gevat, of 'n stuk klip gevat, en ek het hom so gekap en 'n beeldjie gemaak en hom aanbid nie. Soos die ander mense nie. Ja, dit is heel waarskynlik, het die meeste van ons nog nie so iets gedoen nie. Maar kom ek laat jou gedagtes bietjie gaan oor hierdie. Het ons nie dalk 'n afgod vir ons gemaak wat 'n maklike God is? 'n godsdienstige maklike God wat net glimlag en stil bly oor sonde. Wat is nou die verskil? Maak ons dan nie ook 'n beeld van 'n God wat vir ons net die oulike goed vertel? En wat vir jou vertel watter kampioen jy nou eintlik is nie. Dit hoor jy so baie vandag in kerke, dat hulle voor vir die mense lieg en sê, jy is nou hierdie pragtige kampioen. Nou praat hulle nie van Christus in jou nie, hulle praat van jou as persoon. En dit is maanskyn en rose preke, sodat jy net goed moet voel. Is dit nie maar wat sê, jy mag vir jou geen gesnede beeld moet nie? En dat ons net moet praat van 'n liefdevolle God, en hoe God eintlik net wonderbaar is, en dat is net goed. Maar hulle sê nie, God is ook 'n regverdige God, wat moet oordeel nie. Dis wat die woord sê. Baie mense, en dan sê ek sommige kerke, praat nie daaroor nie, want die mense hou nie daarvan nie. Dan loop kerke leeg as jy die waarheid begin praat. Dan begin mense nie hou van preke nie, want dan praat jy wat die woord sê, en dit is geen snaaks dat die Bybel vir ons sê, ons is vreemdelinge en bywoners van hierdie aarde nie, want hoekom hou mense nie daarvan nie, as mens daaroor praat, en die antwoord is vir ons opgeteken in 2 Timoteus 4 vers 3. Waar het Paulus vir die jong Timoteus geskryf, wat 'n gemeente begin het, en het gesê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. So as jy nou vandag na die meeste van die megakerke kyk, gaan jy hoor hoe oulik jy nou eintlik is. Maar die reddende genade van Jesus Christus word nie verkondig nie. Jy sien alles begin by die slegte nuus. Hoe sleg en hoe verloor jy ook is. En alles is veronderstel om te eindig met die goeie nuus, deur die bloed van Jesus Christus. Ek laat jou gedagtes maar net gaan oor die tweede gebod. Jy mag nie 'n gesnede beeld maak nie. Baie mense, baie kerke maak beslis vir hulle 'n afgodsbeeld van 'n God wat net oulik is en dierbaar is. Wat van die derde gebod wat ons gelees het? Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Nou praat ek nie net van die woord wat jy gebruik as jy deur frustrasie of deur kwaad gebruik om God se naam te gebruik as 'n vloekwoord nie. Natuurlik is dit sommer nommer 1 van die lys, maar ek dink ons almal verstaan dit en ons almal weet dit. In elk geval sal jy self dit outomaties wees. Maar kom ons praat bietjie dieper daaroor. Kom ons praat bietjie, as ons praat van hierdie naam van die Here nie uitelik gebruik nie. Kom ons sê, ons het nog nooit daaraan gestruikel om God se naam in 'n negatiewe manier as 'n vloekwoord te gebruik of as 'n kragwoord te gebruik nie. Ek dink elkeen van ons struikel aan, en as jy nie weet nie, die woorde soos jeslaik en jessie en al daai goed, gaan kyk waar kom dit vandaan. Dis vloekwoorde.
So as jy nie dit weet nie, dan doen ek jou huiswerk. So as jy sê Jessie en yes like, en almal van ons het dit al gesê, is dit eintlik 'n vloekwoord wat jy gebruik teen God se naam. Maar kom ons los die vloekwoord daar, want ons almal weet dit is sonde. Kom ons kyk bietjie verder. Ons mense praat ons maklik oor hoe wonderlik God is. En hoe regverdig God is, al praat ons dit. Maar dan leef ons asof hy nie bestaan nie. Sondag sit ons in die kerk, mooi vroom gesiggie, mooi klere aan, ons groet mekaar vriendelik, maar maandag is jy 'n ander mens. Nou het jy gesê hoe oulik God is en hoe wonderlik God is. Maandag leef jy asof hy nie bestaan nie. Is dit dan nou nie ook eintlik dat jy nie die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie? Want nou gebruik jy die woord van die naam van die Here eintlik. Jy vertel wanneer jy in sekere geselskappe is, hoe wonderlik die Here is, jy gee lof en eer. Maar maandag doen jy die anders gedeelte. Kyk hoe ver gaan hierdie derde gebod, en ek is seker ons kan dit nog baie verder vat, as ons wil. So dit beteken, as jy nie leef wat jy sê van die Here nie, dan gebruik jy die naam van die Here uitelik. Jy gebruik dit tot jou voordeel. Kom ons kyk na die 4de gebod. Gedenk die Sabbatdag. Nou, hier is 'n lekker ene, en ons gaan beslis weer 'n hele boodskap bring oor die Sabbatdag. Vir nou kyk ons na die wet, soos wat dit vir ons opgeteken is. Die wet sê dat jy dit heilig hou. Ons meet ons nou self aan die wet. Dit sê, jy mag geen werk doen nie. En as ons meet aan hierdie wet, sal ons sê, ons almal ontheilig die dag van die Here. Hoeveel keer het ons nie in hierdie dag gaan werk nie, gaan inkopies doen nie, aan die tuin werk nie, gaan sport kyk nie, en die lys gaan aan, maar ons doen dit nie vir God nie. Nou wil ek net 2 sekondes bystaan met hierdie Sabbatdag. In elk geval, is Sondag nie die Sabbatdag, Saterdag is. As ons wetties wil raak, dan moet ons wetties raak. En dit is die enigste wet wat eintlik nie in die wet van die Messias, van Jesus opgeteken is, en nie wetties met herhaal is nie. So dit raak nou 'n bietjie meer 'n geselskap, daarom sê ek ons sal eendag 'n hele boodskap daaraan hê. Maar as ons meet aan die wet, soos wat dit hier geskryf is, aan die volk Israel, wat ons eintlik jaloers is op, en nou probeer ons hierdie een wet onderhou, net om Saterdag 'n Sabbat te hou, mislei ons onsself. Eer jou vader en jou moeder. En wie van ons kan regtig sê, ons het altyd, in alle omstandighede, eerbied vir gesag vir ons ouers. Nee, ons praat eerder negatief van hulle. Ons gee hulle nie die nodige aandag en respek om hierdie wet te onderhou nie. Weereens is daar nie een van ons wat net in hierdie een wet kan onderhou nie. Die 6de, jy mag nie doodslaan nie, dan sê jy, sjoe, ek het regtig nog nooit iemand doodgemaak. Sê ek regtig? Weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, en ek wil aansluit, Jesus self het gesê, en ek gaan nou sommer dit parafraseer, in 1 Johannes 3, vers 15, staan daar, en wie sy broer haat, is skuldig aan moord. Almal van ons is skuldig daaraan. Nommer 7, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy dink dan, ek het gelukkig daar nog nooit my vrou verneek, of my man verneek. Sê ek regtig, Jesus sê, wie met 'n begeerte na 'n vrou kyk, om haar te begeer, het reeds egbreek gepleeg. Dis wat Jesus sê. En daar's nie een. Nie een wat sê, ons het nog nooit daai wet oortree nie. Nommer 8. Jy mag nie steel nie. As jy sê, sjoe, ek het daarom nog nooit gesteel nie. Nou gaan ek vir jou sê, jy jok. Want almal van ons
in ons lewe ernstiger, is daar goed wat ons wederregtiglik bekom het. Met ander woorde, nie wettiglik bekom het nie. Gestel daar is in sekere gevalle iemand wat nog nooit iets gesteel het, en sê ek, okay, maar ons steel van God, want ons praat ons nou oor die wet, ons steel van God, en as ons na die wet verwys, dan steel ons na God. Dalk steel ons tyd van God. Wat van om God se lof en God se eer te steel by hom? Nou wil ons eerder self die eer hê, of die lof hê, in plaas om God dit gee aan wie dit toekom. En dan kan ons verder gaan, as ons praat oor die wet, sê Maleagi 3, vers 8 tot 10, staan daar, ons beroof God deur die tiendes en die offergawes volgens die wet. Weereens, kan jy die wet onderhou nie. Al dink jy, al het jy nog nie fisies gesteel nie, het jy beslis al lof en eer, wat of aan iemand anders of aan die Here moet toekom, gesteel. Die 9de wet, jy mag nie 'n valse getuienis spreek nie. Nou, ons almal het al gelieg. Kom ons wees nou maar eerlik. En al sou jy dalk nie vir iemand gelieg het nie, kan ek jou waarborg, jy het al vir jouself gelieg. Jy het jouself al oortuig. My pa het altyd gesê, jy lieg so, jy glo jouself. So as jy dink in enige van hierdie ander goed, dink jy is nie skuldig nie, en sê ek vir jou, jy lieg vir jouself. Jy mag nie lieg nie. So jy gee vir jouself valse getuienis. Hierdie begin ek net as 'n gesprek by, ons kan dit baie ver vat. En die 10de gebod, jy mag nie begeer nie. En wie van ons het nog nooit iets begeer nie? Net vinnig, dis die 10 gebooie. En ons kan so die res doen met die 613 wette wat daar is. So die wet wys vir ons is almal skuldig. Ons staan almal skuldig voor die Here as ons onsself met die wet vergelyk. En daarom sê Romeine 3 vers 23. Want almal, nie net sekeres nie net sekere nasies nie net sekere volke nie net sekere uitsondering nie. Ons praat nie nou van Jesus Christus nie. Ons praat van net mense, soos ek en u. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom is almal van ons wat hier is vanoggend. Elkeen van ons wat hier sit is onder 'n vloek, onder die vloek van die wet. En as jy wil kom argumenteer of sê ek is verkeerd oor die 10 gebooie, asseblief, miskien sien ek dit verkeerd, maar dan soek ons antwoorde in die woord. Maar ek sê vir jou, oom, tannie, jongeling, ons is almal skuldig. En al sou jy 9 van die 10 onderhou, is in elk geval skuldig. So ons is nou onder 'n vloek, die vloek van die wet, want Galasiërs 3 vers 10 sê, vervloek is elkeen, daarom is ek en u nou onder 'n vloek van die wet. Dis harde woorde. Dis harde woorde om te weet jy's nou onder die vloek van die wet. Want die wet sê, doen dit en jy sal lewe. Maar as jy dit nie doen nie, sal jy sterwe. Nou hierdie kan ons vergelyk met 'n leer. En ek praat nie asof jy 'n kind is vanoggend nie. Die Bybel sê in elk geval partykeer moet ons word soos 'n kind. Dis soos 'n leer wat van die aarde reguit tot in die hemelruim strek waar God sou wees. En jy wil nou trappie vir trappie, wil jy nou opklim deur om die wette te onderhou. Daar's veel sekere ander naam vir leer se trappie, maar jy weet almal wat ek bedoel, 'n trappie, leer het 'n trappie en jy trappe op. Nou het jy in een trappie gestruikel, nou val jy af. So is die wet van Christus en dis onmoontlik om elke trappie volgens die wet volmaak te hou tot in die hemel. En as jy dit sou kon doen, sê ek weer eens, dan het Jesus Christus verniet gesterf op Golgotha. En dan mislei jy jouself as jy dink jy kan die ewigheid kry deur om wetties te wees. Ek lees van hierdie week van 'n verhaal van 'n jong man wat altyd gesê het, maar voor ek nou wil verder gaan,
In aardse terme is dit nie verkeerd om dit te sê nie, en asseblief, ek vra vir jou ma en pa, as jy dit nou vir jou kind of jou dogter sê, dis nie verkeerd nie, ek sê nie dis verkeerd nie, ek gebruik dit net om dit te meet aan die wet van die Here. So ek lees in hierdie verhaal, 'n kort verhaal hierdie week van 'n jong man wat gesê het, ek probeer altyd my bes. Dis mos wat saak maak, nê? Hoeveel keer sê jou ma vir jou, gee net jou beste. My gevoel, dit word baie gesê. Nou, in aardse terme is dan niks verkeerd nie. Gee net jou beste, maak nie saak of jy tweede of derde of laaste kom nie, gee net jou beste. Dit is mooi, is aanmoedig, en ons is op aarde, en ons leef in dit, en dit is niks fout nie, jy moedig 'n persoon aan. Maar wanneer jy daai toepas, in die wet van Christus, is daar iemand wat vir hierdie persoon geskryf het, wat het gesê het, en sy antwoord was daar, en dit was 'n jong seun. Seun, as die hemel vir die is wat net hulle bes probeer, dan moes Jesus Christus nooit gesterf het. So om vir jou te sê, jy probeer jou bes om die wet te onderhou, jammer, dis nie goed genoeg nie. Dis dalk goed genoeg, sportbijeenkomste en om mense te ondersteun. Goed, jy weet presies wat ek bedoel. Maar wanneer jy dink jy gee jou bes om die wette te onderhou, gaan ek vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Jy gaan beslis 'n trappie afbreek, en jy gaan val. En jy gaan agterkom, jy's vasgevang in jou eie onvolmaaktheid, as jy die wet wil volg. Nou sê ek woord, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Genade is nie 'n lisensie om te sondig nou nie. Dis die krag om nie meer 'n slaaf van sonde te wees nie. So wanneer jy hierdie reg verstaan, soos die Gees dit vir jou openbaar in jou lewe, dan beteken dit, jy wil nie meer doen wat God nie meer behaag nie. In elk geval is die Griekse woord vir sonde amartia. Met ander woorde, dit is baie meer as net die wet. As die Here vir jou iets beplan het om vir iemand iets te sê, en jy doen dit nie, dan is dit ook sonde, want amartia beteken, jy mis die doel. God het 'n doel vir jou, jy mis dit. So eintlik, as jy nou baie streng volgens hierdie wettiese goed wil gaan, sonde is iets jy die doel gemis. So met ander woorde, dit raak nou meer as net gebooie. As God met jou 'n plan het en jy mis daai doel, dan het jy sonde gedoen. Al het jy iets nie gedoen wat jy moes gedoen het nie. Nou raak dit diep. So op die ou einde van die dag is dit net, verheerlik jy die Here in alles wat jy doen, en begeer jy om meer soos Jesus te wees, of soos die gedeelte sê, of wil ek nou meer sondig dat die genade meer kan word, want as jy daai houding het, of daai siening het, keer jy terug na die wet, en jou probleem is eintlik groter as wat dit moet wees. So wat is die toepassing van hierdie vandag vir jou? Is die mense wat dalk sit, baie beslis dalk, mense wat hier sit, wat voel, ja, hierdie gewig van my verlede is te swaar vir my. Kyk, ons almal het mos 'n storie. Jou verlede is te swaar te dra. Jy hou dit vir jouself. In die meeste gevalle vertel jy dit eers vir niemand nie. Voel jy, dit is te swaar. Ek het te veel gedoen in die verlede. Ek het te ver gegaan in my verlede. Ek het heel verkeerdelike goed gedoen. Dan wil ek vandag vir jou sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ons is in elk geval almal skuldig. En as Jesus jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Jy is nie meer vasgevang in die wet nie. Jy is vrygekoop en jy is nie goedkoop gekoop nie, jy is duur gekoop, deur genade. Die wet wys jou hoe sondig jy is, maar Jesus Christus wys vanoggend vir jou die littekens aan sy hande en aan sy voete en aan sy sy wat hy vir jou gedra het, en hy sê vanoggend vir jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Moenie vasbly in jou verlede nie. Kom by die Here uit, jou saak reg is dit verby. Jy's 'n nuwe skepsel, die ou man het verbygegaan, jy het 'n nuwe mens geword in Christus.
So Jesus Christus het vir ons alles betaal. Al die skuld wat ek en jy moes dra, is op hom. Van al jou stories, van al jou probleme, van alles wat jy het, en van alles wat jy sal kry in die toekoms. Jesus Christus het dit klaar betaal. Daar is dan geen groter vryheid om dit te weet nie. Niks maak jou skouers so lig om te weet dat Jesus Christus vir jou al hierdie goed betaal het nie. My skuld is betaal, ek staan skoon vanoggend. En weet jy wat? Die vloek van die wet is weg van jou weggeneem. Jy is nie meer onder die vloek nie, jy is nou 'n kind van God. En die wet is vervul. Nou leef ek nie meer onder die wet nie. En ek leef in elk geval nie meer nie, want Jesus Christus leef in my. So as jy wil weet wat die plan is van God vir saligheid en wat die antwoord op al hierdie goed is wat ons vandag gesê het, moenie volgende Sondag misloop nie. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom vandag na U toe, Here, en ons sê dankie, Here. Dankie dat U ons skuld gedra het daar buite Jerusalem op die koppie wat genoem word Golgotha. Dankie dat U my en almal se sondes daar gedra het. Dat U elke vloek verbreek het van die wet, Here. Dat U vir ons 'n nuwe mens gemaak het, Here. Dat U vir ons vrygekoop het en losgekoop het onder die vloek. En ek vra, Here, dat U dit sal wegneem. Soos U woord sê, Here, U sal elke las wegvat en U sal dit lig maak. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou sê, kom ons staan en sluit ons af met, ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan brood die aangestaan. Selfde daar die hele bestie van die lam is alweer. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan brood die lam gestaan. Selfde daar die hele bestie van die lam is alweer. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan brood die lam gestaan. Selfde daar die hele bestie van die lam is alweer. As jy nou wil weet, waar gaan die hemel eendag wees en wat is die hemel en waar gaan jy wees? Dink ek ons almal net, die meeste van ons het nie 'n mooi prentjie of die regte prentjie nie. God is nog besig om vir jou 'n groot stuk tyd te gee. As jy wil weet, waar gaan jy eendag ewigheid spandeer? Saam met Jesus natuurlik. En as jy wil weet wat lê voor, moenie volgende jaar misloop Sondagmiddag 4:00 nie. Want dit gaan vir jou openbaring wees en die Here gaan vir jou groot stuk vaste kos gee. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here dat ons vandag uit die woord uit kon sien, Here dat ons skuldig voor U staan. Ons vra Here dat U ons weer eens sal vergewe vir alles wat ons gedoen het en ek vra Here as daar dalk iemand is wat nog nie gered is nie, dat die reddende genade oor die persoon sal verskyn. En dankie Here dat ons kan vry wees en lig kan wees, Here, want U het ons vrygekoop. Sal U saam met elkeen van ons gaan en as dit U wil is ons weer volgende week veilig bymekaar bring. In die wonderlike naam van Jesus en met danksegging